Radio Nuwe Lied. Klets, kuier, luister en leer in Afrikaans. Jou Christelike lewenswyse radiostasie. Wonders van die siel. Insigte van Dr. Hanlie Meyer. Goeiedag, liewe vriende. Baie welkom hierso by Wonders van die siel. My naam is Corneille en vandag praat ons vir oulaas in hierdie jaar met Dr. Hanlie Meyer, ons gunsteling sielkundige in Pretoria. So Hanlie, eerste plek baie welkom. Goeiemôre Corneille en goeiedag. Liewe luisteraars, dit is regtig wonderlik om vir oulaas die jaar te gesels en dit nog hier in Centurion met heerlike bewolkte weer. Ja, en 'n bietjie lekker reën gehad die week. So dit voel tog of die jaar 'n bietjie beter kan afsluit. Groot uitkoms, ek sê vir jou, groot uitkoms vir baie mense, baie boere. Liewe vriende, ons is aan die sterkkant van die jaar en ons het dit goed gedink om hierdie net 'n kort boodskapie te maak, half net 'n opsomming. Ons het in die vorige episode het Hanlie baie gepraat oor die neurobiologie. En as jy net die boodskap geluister het en jy stel ek voor jy gaan doen en dit verklaar minstens baie dinge. Dit gaan nie noodwendig jou lewe vir jou uitsorteer in een luister nie. Maar dit verklaar 'n klomp dinge sodat jy weet daar is hulp en daar is hoop en daar is al daai dinge beskikbaar by mense. En jy's nie alleen in die wêreld nie. Ek dink dis 'n baie groot ding dat mense raak so vasgedraai in hulle probleme en mense dink hulle is totaal en al op hulle eie en niemand gaan deur wat hulle deurgaan en niemand verstaan nie en is al 'n hopelose gevoel en op hierdie stadium van die geveg is ek net plein moeg besef ek, maar daar is soveel mense wat moedeloos en hopeloos is met die toekoms in gedagte. So Hanlie, dis nou nie 'n maklike taakie nie, maar het jy 'n boodskap vir die mense vir vorentoe kyk aan die einde van hierdie jaar se gesprekke? Ja, dankie Corneille. Ek hoor die woord moeg. En ek hoor dit by elke mens met wie ek dit doen het, vriende, familie, kliënte, almal, kollegas. Dit is of dit die einde van die jaar ook 'n emosionele ding is. Ja. Of mense aan die einde van die jaar emosioneel iets beleef van dit moet nou klaar kry. En dit is vir almal 'n baie ongemaklike tyd en dan dink almal ook, ag nee, volgende jaar begin dit maar net weer voor. Ja. So what? Volgende jaar begin dit maar net weer voor. En mense brein voorspel die toekoms op grond van die verlede. Ja. En dan steur 'n mens jou daaraan. En dink, nou maar goed, dan gaan dit nou maar natuurlik weer so wees. En nou die verlede, my geskiedenis sê elke jaar is dit erger, so hierdie jaar gaan dit natuurlik nog erger wees. En ek luister na John Mark, kan nou die ou se van op die oomblik nie onthou nie, maar John Mark, Amerikaner, wat ook 'n pastoor is, en hy het toe nou uitgebrand hier in sy vroeë 40, so 'n jaar of 2 terug. Ja. En toe moes hy afgaan as pastoor, hy het dit vrywillig gedoen, want hy het besef, nou is die dinge vir hom te erg. En toe het hy 'n non-profit organisasie gestig en begin om geestelike transformasie en spiritual formation. Ek dink ek het sy naam al John Mark Comer, daar kom hy van, daai file maak nou in my brein op, John Mark Comer. Mense kan gerus sy werk gaan naspeur op YouTube. Hy het ook 'n boek geskryf, Practicing the Way. En toe moes hy 'n totaal nuwe rigting inslaan. En hy moes totaal nuut begin dink oor sy lewe. En een belangrike ding wat hy oor mental health sê, en ek stem met hom 100% saam, is ons moet in Jesus se ritme inkom. En dis wat ek ons luisteraars, myself en vir julle na toe wil uitdaag en uitnooi van nou af vir die tyd vorentoe, ek wil sê vir altyd vorentoe. Ja. Kom ons kyk weer na die
evangelies en na Jesus se ritme. En John Mark het hierdie terme daaraan geheg en dit is retreat and repeat. So hy het, as mens die evangelies lees, herhaaldelik onttrek na 'n plek toe waar niemand hom kon kry nie. Ja. Soos in 'n daaglikse basis elke aand en dan die volgende dag op 'n tyd wat hy gekies het, het hy weer verskyn en repeat. Dan het hy genees en hy het onderrig en hy het bevryding gedoen en hy het die storm stil gemaak. Hy het op elke area van ons menswees en van die omgewing wat God vir ons geskep het waarin hy wil hê sy skepping moet floreer, het hy weer met oorgawe 'n verskil gemaak. En dan het hy weer retreat. Ja. En wat hy voorstel en wat ek dus ook baie graag wil beklemtoon is dat ons elke dag, wanneer ons oogies oopmaak, ons daar so moet probeer inrig dat ons eers retreat. Dat ons nie eers die foon vat en News24 lees of International News of WhatsApps wat in die nag ingekom het moet lees nie. Of dadelik op YouTube gaan, of dadelik die radio aansit of dadelik die televisie aansit. Maar dat ons eers net 'n 10 minute tyd vat om op 'n stil plek met 'n koffietjie of 'n teetjie of 'n watertjie, whatever blows your head back, te gaan sit en net met God te wees. Net met Jesus te sit en te sê, hier is ek. Praat u met my. Hy verwys na Mother Teresa wat kort voor haar dood 'n televisieonderhoud gehad het en toe vra die persoon vir haar, as sy dan nou bid, wat sê sy vir Jesus? Toe sê sy, ek sê niks, ek luister. Ja. En dis 'n kuns om te leer, want ons verwag ook dat dit amper soos 'n beul moet wees wat van buite af blaas, wat sê, Johanna, maak nou so. En dit is nie so nie. Dit kan 'n gedagte wees wat opkom, dit kan 'n teksvers wees wat opkom, maar die groot ding is dat ons net daai retreat doen, diep asemhaal, onsself instel om hierdie dag saam met hom te begin, in plaas daarvan om dit af te jaag. Want die belangrike ding wat hy sê, en wat ek beleef is, ek is minder gejaagd as ooit in my lewe, Corneille, maar kry meer gedoen. Ja. Tweede ding is, ek doen nie alles wat mense van my verwag nie. Ek doen wat ek kies om te doen binne by beperkinge. En wat hy dus sê is, wat John Mark sê en waarmee ek 100% saamstem is, ons moet 'n self-awareness kry. Hy praat van 3 vlakke van geloof, of 3 tipes geloof en 4 vlakke van gebed. Ek het nou gisteraand na die goed geluister en die vorige aand, so ek raak so bietjie deur mekaar, ek sal dit weer gaan luister. Maar die een groot aspek is dat ons 'n self-awareness moet ontwikkel. En dit sluit aan by al die goed waaroor ek en jy gepraat het, om te weet, wat is dit wat by my pas en wat is dit wat nie by my pas nie. Ons het in die verlede al verwys na die 80-20 beginsel. 80% van wat ek doen, moet inpas by wie ek is. En moet ek met groter gemak kan doen. Ek kan 8 ure of 10 ure op die dag konsulteer. En dis vir my reg. Maar ek
in persoon kan nie 8 ure klasse aanbied nie. Ek kan dit nie doen nie. Dit is vir my, dit is net te veel vir my. En ek moes vrede maak daarmee. Ja. En dit beteken dus dat my loopbaan so 'n rigting ingeslaan het, nie so 'n rigting. Maar as ek in daai rigting beweeg het, was ek lankal uitgebrand. Ja. En om daai self-awareness te ontwikkel en dan saam met Jesus te sit en te vra, maar goed, hoe gaan ons dit nou doen? Watter veranderinge gaan u en ek aanbring in my daaglikse roetine? En dan natuurlik die fondasies, die pilare eintlik vir goeie mental health is dan daardie tyd saam met Jesus, die mediteer op die skrif, want onthou wat het ons in die vorige onderhoud gesê, ons moet die brein se fokus skuif. As ek sy fokus skuif, dan gaan die brein se energie soontoe. En dit help nie ons sê, ek moenie hier aan dink nie, ek moenie hier aan dink nie, want dan sit ek my brein outomaties in die ou patroon. Ek skuif die fokus. Vir 'n Christen mag ons fokus skuif na wie ek in Jesus is. Wat is my identiteit in Jesus? Sodat ons lewens nie deur vrees beheer word. Vrees vir wat in die werk voorkom. Een van my kliënte wat burn-out het, skryf vanoggend vir my weer. Sy het 'n droom gehad oor hoe sy by die werk kom en 'n klomp goed het agterweë gebly en 'n klomp goed het deur die mat geval, want sy was nie daar nie. Ja. En daai drome van vrees weerspieël iets van wat in almal van ons lewens aangaan. Terwyl as ek my fondament vanmôre op Jesus sit en die pilare van my mental health versorg, wat dan daai spiritualiteit, daai vestiging, die uitnodiging dat God sy koninkryk hier wil laat kom, hy wil sy wil laat geskied, hy wil sy naam verheerlik en hy wil dit deur my doen. Dat ons daai kop swaai die hele tyd maak, elke dag, van die ou goed bly die default en ek kan nie meer daar gaan nie, ek kan dit nie meer toelaat nie. Dat ek elke dag weer op daai fondament staan, maar hy het 'n plan met sy skepping, met my as deel van sy skepping. Verhoudinge, intense, intieme verhoudinge met 'n paar mense aan wie ons dan accountable is en waar ons verkoking en versterking kry en ook mense wat 'n inspraak kan lewer om te sê, nie hiernatoe nie, daarnatoe, nie so nie, daai kant toe. Baie lag is belangrik. Kreatiwiteit om af te skakel en iets anders te gaan doen. Oefening, stap. Ek hoor al meer hoe belangrik stap is, maar dan nie daai power walk dat jou hele vagus nerve in 'n toestand ingaan, want waarvoor rol ons nou weer weg nie. Ja. Maar saam met iemand of saam met God te stap en saam met hom die tyd te geniet en die omgewing te geniet. Dit is die pilare wat ons moet versorg. Maar die retreat en repeat is 'n ritme en dan natuurlik die Sabbat. Die 7de dag wat ons nie op die rekenaar, nie op die foon, nie op die e-posse, nie op die oproepe is nie, maar lekker goed saam met ons gesin, saam met God doen. Saam met ons gemeenskap van gelowiges doen. Dit is so 'n reuse mondvol. Ek het ons kan omtrent 2 jaar praat net oor wat jy hierso in 'n opsomming het vir ons. Want net ek voel dit self in my eie bas meer as ooit van tevore die gejaagdheid. En ek het al vir baie gesê, die vooruitgang van die wêreld wat my vang, is nie die ding van tegnologie wat ontwikkel of hard. Dis die wat sê Afrikaanse woord, pace waarteen ons lewe. En ek meen dis ons eie keuses. Jy laat toe wat jy toelaat. Maar dis die pace van die lewe wat my vang. Want alhoewel Jesus vroeg in die oggend op was en later in die aande gesit en bid het en allerlei dinge gedoen het, ek net eendag gedink oor die praktyk van sy lewe van
hoor jy iets en stap soontoe. Dit was net, hy was die hele tyd besig, maar dis die tempo waarin dit gebeur het. En ons jaag ons koppe af. Baie wyse woorde aan die baie dankie. Dankie Corley. Ons gaan dan hierdie jaar so eindig met hierdie wyse woorde, liewe vriende. Mag hierdie tyd vir jou nie net 'n lekker tyd wees nie, met partytjies en goed nie. Ek hoop jy gebruik dit ook vir 'n stukkie refleksie, oor jou eie lewe, oor vandag se gesprek, oor hoe om dalk volgende jaar 'n bietjie anders aan te pak, en ook dat dit vir jou 'n geseënde tyd sal wees, omdat jy dink oor Jesus se geboorte, en wat dit vir jou kom beteken het. Dat daai nie net 'n sommer dingetjie sal wees vir jou nie, maar dat jy 'n bietjie aandag sal gee aan wat ons in hierdie tyd oordink. Ons sien vir julle in die volgende jaar, en ons gaan aan met hierdie sinvolle gesprekke. So tot volgende jaar. 'n heerlike einde van die jaar. Dankie Hanlie, hoor. Baie dankie en baie geseënde tyd vir julle almal. Telefoniese WhatsApp, Zoom of Skype konsultasies kan met Dr. Hanlie Meyer gereël word op 082 550 0167. Haar vonkposadres is hanlie.meyer@mweb.co.za. Jy luister nou na Radio Nuwe Lied, jou Christelike lewenswyse radiostasie. Klets, kuier, luister en leer in Afrikaans.